Vandag gaan ek julle wys hoe om wiskundige geletterdheid in jou klaskamer te gebruik van tegnologie te gebruik, sodat jy jou klas kan maklik doen. Die doel van hierdie opdrag was om 2 scenario's te skep, een van waarskynlikheid en datahantering en dit te gebruik in die klaskamer en praktiese tegnologiese manier gebruik om dit te kan doen. So ons waarskynlike scenario is dat die graad 12 leerders van Hoërskool Lekkerdal hou 'n tuisgebak uitverkoping vir die ouer tuis. Dit is wat verkoop word, chocolate cookies, brownies, muffin en tertjies. Maar hierdie keer die leerders kan moet trek, die pryse is van alles dieselfde. So die leerders moet 'n koekie of 'n brownie of 'n muffin of 'n tertjie trek en dit teen R10 koop. So as jy gaan kyk, dan elke keer wanneer dit ding getrek word, dan word dit weer teruggesit nie, anders gaan hulle uit voorraad uitloop. So ons kan hierdie gebruik om te kan sien, dan is kyk wat is die waarskynlikheid dat die leerder 'n melktertjie kan trek en die volgende vraag kan beantwoord. So wat kan help is, ons kan hierdie 20 koekies, die 15 brownies, die 15 muffins en die 10 tertjies in 'n Word dokument gaan sit onder mekaar, wat maklik is gebruik om in te sit in jou program. So dan kop jy hom maar net, en ons gaan vandag gebruik Wheel of Names. So dan haal net hier uit wat hulle vir jou klaar gegee het. Dan paste jy net jou cookies, maar jy sal sien dit is nou in volgorde. So al jou brownies, cookies en muffin en tertjies lê langs mekaar, maar ons gaan dit wil shuffle, dat jy 'n evenredige kans het om enigiets te kan trek. So daar's hy. Nou is geshuffle, so nou klik jy net op hom en dan spin hy. Het sou 'n muffin getrek het, maar dan kan jy hom uithaal, dan word hy al hoe minder. Dan bly hy net oor. Dan kan jy hom weer spin. So, jy kan 'n verskillende gebruik, so as ons gaan kyk na die vraag wat sê, wat is die waarskynlikheid dat die eerste leerder 'n koekie trek en die tweede leerder sonder om dit terug te sit ook 'n koekie te trek? So hier is dit nou bewys, die eerste een het 'n koekie eintlik 'n muffin getrek op die program wat ons nou gebruik het, en die tweede keer was meer 'n muffin gebruik. So daai kanse was goed dat hy weer 'n ding gebruik het. So maar ons kan ook hierdie hele program, ons hele scenario vat en in WhatsApp sit en hom kopie en dan kan ons met behulp van ChatGPT hom insit en hom help, en dan gaan hy ook vir ons presies sê wat ons antwoorde is. So, hulle sê die waarskynlikheid se formule wat ons gebruik is die waarskynlikheid op die aantal tertjies op die aantal gebak. So ons gaan sê daar's nou 10 tertjies en daar's 60 goeders in totaal gebak. Dit wil sê daar is 10 uit die 60 gebakte goeders is tertjies. So dit wil sê dat die waarskynlikheid is dat die leerder 1 tot 6 kans het om daai te trek. Nou kan jy ook vir ChatGPT vra, hy ons gee as 'n persentasie. So daar gaan hy vir uit, presies. So om jou dubbel seker te maak, so die persentasie is 16.67% dat daai leerder uit 'n tertjie sal trek. Dan as ons kyk na ons tweede scenario, datahantering. So die graad 10 klas van wiskundige geletterdheid, die toets geskryf tydens die tweede kwartaal en hier is hulle vraestel uit 100. Help die onderwyser om die volgende vrae te beantwoord deur te maak van die gegeewe data. So hierso het hy nou vir al die data gegee, van al die punte gegee van elke kind se toets. So nou het hy volgende vraag. Wat is die leerders gemiddeld, die mediaan, die modus, die variasie breedte
en ons met kwartiel 1 kan bereken. Nou kan jy ook weer gebruik van ChatGPT, vat hierdie, dan kopie jy hom, dan sit jy hom in jou ChatGPT, dan kan jy even vir jou vra om jy te rangskik van klein na groot. Dan gaan presies vir jou uit, van klein na groot. En dit is die eerste stap wat jy moet doen as jy sulke data kry in 'n vraestel. Moet hom rangskik, so dit is die maklikste. Dan gaan ons screen net share. Daar sê, dan gaan ons na die program van Meta Calculator en die gaan op Star Calculator. So hier moet jy nou al die data insit. So ek kan so van stygend af, soos gaan sê 77, 80, 66, 91, 70, 99, 63, 57, 75, 81, 100, 95, 64, 68, 92. Kan jy dit so insit met die help van 'n program, jy altyd seker maak jou data wat jy insit is korrek en nie foute maak nie. Andersins gaan jou antwoord nie dieselfde wees nie. Okay, so daar het ons nou ons 35 of 30 leerders se data ingesit en sê ons calculate statistics. Daar gaan hy presies sê. So die maksimumwaarde, die hoogste punt wat in die klas was 100% vir sy vraestel, 100 uit 100. Die minimum is 35, die mid-range wat die variasiebreedte is die grootste ene met jou kleintjie en dan ja, en dan jou som, so die som is 2205, is die totale punte, daar is 30 leerders, so dit wil sê, die gemiddelde is 66, die mediaan is 47, die modus, omdat daar geen modus is nie een van hulle dieselfde, beteken dit, gaan ek vir al die data uitgooi, so daar is geen modus in hierdie vraestel nie. So en daar gooi ek kwartiel 1, kwartiel 2, kwartiel 3, so gooi ek vir al die detail uit in wat jy nodig het in die vraestel. So as jy teruggaan na jou Word toe, kan jy die gemiddeld, so as kan kyk hier, so hulle vra wat is die gemiddeld van die leerders se klas, die gemiddeld kan jy sien is 66%, dan die mediaan is 76, die modus, daar is geen modus vir hierdie scenario nie, omdat daar geen van die nommers oor en oor is nie. Die variaantbreedte is jou grootste minus jou kleintjie, so jou grootste is 100, en jou kleintjie is 35, so jou variasiebreedte is 65. En kwartiel 1, so as jy nou gaan kyk weer terug na jou Word, na jou ChatGPT waar jy presies vir gegooi het, kwartiel 1, so jou middelste is 30, so is 3, 6, 9, 12, 15, so daar is jou eerste 15, die helfte van hulle is 50, die helfte van hulle is weer 40 en 42, so jou wat sal gaan wees, jou kwartiel 1 gaan ek vir jou uitgooi as 50. So, as jy dit is die gebruik van tegnologie, jou in die klaskamer kan verbeter, om deur al hierdie goedes in jou klas makliker vir jou te maak. Ek hoop julle het hierdie geniet, tot weer.